Weereens baie dankie vir die wonderlike geleentheid om saam te kuier. Toekomsvenster en ons bring aan jou goeie nuus. Is hom kosbaar net dat die evangelie is goeie nuus. En as die evangelie dan nou goeie nuus is, dan moet ons daarom lewe soos mense wat goeie nuus gehoor het en wat lewe vanuit daardie goeie nuus. En mag die Here vir jou seën. Dankie dat jy ingeskakel is en ek is seker dat die getuienis van die twee broers wat nou maar hier in die program met ons gaan kuier en gesels, dat dit jou sommer baie spesiaal gaan aanraak. Dit is my voorreg om te kuier saam met Pierre Holzhausen en hy gaan vir ons vertel van 'n wonderlike saak waarby hy betrokke is. Hallo Pierre. Môre Janie, gaan dit? Dit gaan baie goed, baie dankie en baie welkom by die Toekomsvenster Ateljee. Pierre, vertel vir ons 'n bietjie, net eers, jy is van Standerton nie waar nie, en jy's 'n sakeman van beroep. Dis korrek, ja, ek is van Standerton, is my tuisdorp. Ja? Ek werk nou hier in Isando in Kempton Park. Ek sien ja. Ek is in die motorbedryf vir 39 jaar, maar die Here het ook 'n baie ander groot roeping vir my om stikkende manne gesond te kry. Nou daai visie om by mense betrokke te raak, veral manne wie se lewens nie op koers is nie en wat stikkend en gebroken is. Waar het daai visie vandaan gekom? Hoe is dit in jou gebore, die passie? Die passie is in my gebore omdat ek myself 'n gebroke man was vir 'n baie lang tyd in my lewe. Ja. En hoe die Here my kom herstel het. En in 2010 was ek by oom Angus se laaste Mighty Men gewees daar by Greytown. Ja. En daar het die Here baie hard met my gepraat en vir my gesê ek moet die buttons soos oom Angus het noem, wat hy aangee, moet ek verder vat en ons moet dan ook 'n Mighty Men reël in my omgewing waar ek is. En ons is baie geseënd dat ons 'n baie groot boeregemeenskap het in Standerton. Ja. En Opval is 'n baie klein dorpie, so omtrent 40 km uit Standerton op die Grylingstad Heidelbergpad. Ja. Word dan op die Waterval Boerevereniging se gronde gehou. Ja. Wat hulle vir ons heeltemal goedgunstiglik gee om te gebruik om die Mighty Men kamp dan daarso te hou. So een van die daad julle, wat is die datums wanneer julle dan nou die volgende? Ons volgende kamp nou is ons tweede kamp wat ons gaan doen is die 21ste tot die 23ste April vanjaar. Ja. En ons vertrou die Here regtig dat hy die manne wat hy uitgesoek het moet stuur om daar by ons te kom aansluit. Ja. Sê vir my nou wat gebeur by so 'n geleentheid? Ek dink dis daai ouens wat nou luister, hulle sê, ons het al van die goeters gehoor, maar ons is 'n bietjie skrikkerig, gaan nou nie vir my dinge verwag wat ek nie wil en kan doen nie en ensovoort en so wat gebeur tydens so 'n naweek? Ons program begin gewoonlik op 'n Vrydag aand. Ja. Laat ek so sê, die manne kom in, hulle kan kom kamp vir die naweek. Ja. Of daar's manne wat dan dagbesoekers kan wees, maar die program begin op 'n Vrydag aand, waar ons dan 'n lesing aanbied vir die manne. Ja. Saterdagoggend is daar weer 'n lesing. Ons het 'n baie opgewonde, ons eie worship span wat daar gaan wees, wat lokale ouens is nie ingevoerde manne nie, dis lokale manne. En dan die sprekers probeer ons ook so ver as moontlik van lokale sprekers gebruik maak. Dis die opdrag wat die Here vir ons gegee het. Maar ons gebruik ook manne wat passie het en 'n pad loop met dieselfde as ons om die ouens weer terug te kry op die regte pad. So dis nou die Vrydag aand is daar 'n geleentheid en dan Saterdagoggend is daar 'n geleentheid. Saterdagmiddag doen ons gewoonlik getuienisse saam met die manne. Die manne se lewens wat al reeds verander is, kom vertel sodat dit ook 'n impak kan hê. En dan skuif dit van daar af oor na die Saterdag aand toe. Wat ons dan uit die getuienisse is die manne uitnooi om hulle saak met die Here te kom regmaak. En dan Sondagoggend is 'n gesamentlike familiediens waar die vrouens en kinders dan word hulle ook uitgenooi en hulle sluit dan nou aan by pappa en by hulle mans. En hulle kan dan nou baie keer nie die nuwe ou verstaan wat hulle daar sien nie. Of wat hulle daar kry die Sondagoggend. Wat die Here te werk wat die Here het daai manne se lewens verander.
dis 'n wonderlike getuienis. En dit lyk vir my as ek so na die program kyk, dan is dit nie oorvol nie. Daar's genoeg tyd vir die manne om net te kuier, te sosialiseer, met mekaar te deel en met mekaar saam op pad te kan stap, nê? Nee. Ja, die groot ding is die manne wat saam kuier daar. Hulle kom kamp saam. Hulle kuier saam, hulle maak saam hulle braaivleisies daar. Ek meen die manne is welkom ook om hulle braaiers en ek meen 'n ou wat kom kamp gaan in elk geval braai. Ja, daar is fasiliteite. Daar is fasiliteit. Bring jou karavaan, bring jou tent, alles, wat ook al en so aan, jou vleisie, jou kossies en so aan. So, dis self catering, né? Nee. Daar is self catering, maar daar sal ook stalletjies wees wat vir die ouens wat nie self wil kos maak nie, dan kan hulle by hulle gaan kos kry. Ons is geseënd ook op hierdie perseel met die toiletgeriewe wat daar is. Ja. Ek was nou so 2 naweke terug het ons daar gaan bid. Ja. Wat ons gesien het, hulle die boerevereniging is besig om storte daar in te sit. Ja. Maar daar gaan nog koue storte wees ook vir die manne wat dit verkies. Ja. Wat is die koste verbonde aan so 'n naweek? Die koste is jy moet net kom en die Here kom ontmoet. Dis die gratis en verniet. Dis gratis en verniet. Nou waar in die lewe kry mens so geleentheid? Die Here het dit baie ernstig op ons hart gelê om dit gratis te maak. Omdat daar min dinge is wat die manne nog kan gratis kry, vir alles moet jy betaal in die lewe, maar die woord sê vir ons, dit wat ek jou gegee het, gaan gee dit verniet. Ja. So, daar's baie ernstig met ons as bestuur gepraat om die tariewe wat in plek was, heeltemal om dit vir mense moontlik te maak en te sê, kom ons maak dit gratis. Hierdie is nou die tweede byeenkoms wat julle het. Die vorige een was dit verlede jaar. Verlede jaar dieselfde tyd. En dit het mooi geloop? Mooi geloop. Ons het nie, hoe sal ek sê, glamorous getalle daar gehad nie. Die manne wat God uitgesoek het, wat hy afsprake mee gehad het, was daar gewees. Ek kan onthou van die een ou wat uitgekom het die Saterdag aand. En hoe hy daarna huis toe gegaan het, en sy vrou het hierdie man nie geken nie, sy kinders het hom nie geken nie, want hy was 'n alkoholist gewees. En hoe die Here hom vrygemaak het van daai alkoholisme, en hoe hy die drank in die drein afgegooi het. Dis 'n man wat nou een van my disippels is, wat ek 'n pad mee stap, want hy kry aanslae, ons kry almal aanslae, maar nou kan ons 'n hande vat met hom en ons kan 'n pad met hom loop, sodat hy heeltemal genees kan word. So daai datum is nou die 21ste tot die 23ste April, en jy het gesê die plekkie waar dit gaan plaasvind is? Dit is by Val. By Val. Dit is so 40 km op die Heidelbergpad uit Standerton uit. As jy van Heidelberg afkom, so 60 kilos, gaan jy die bordjie aan jou linkerkant kry. Maar ouens moet hom seker op 'n manier net aanmeld, dat jy gevoel het van wat is die waarvoor moet jy gereed maak, so wat doen hulle, waar maak hulle kan aanlyn gaan registreer op ons webwerf, wat beskikbaar is. Daar is ook 'n Facebookblad wat hulle kan volg, hoe ons reëlings gaan en wat daar alles in plek is. Daar kan hulle ook hulle self gaan vergewis wie die sprekers gaan wees van die kamp, op die kamp, en ook die worship span wat daar gaan wees. Dis reg, So gee net vir ons die naam van die Facebook, van die webblad, die adres. Dit is nou vra jy nie. MMC nie, Mighty Men for Christ, nee, of hoe is dit? Nee, dit is MP van Mpumalanga, MMC, .org. Goed, so dit is MP van Mpumalanga, mmc.org. Dis reg, en anders is net op Facebook kan ou mos maar net gaan soek daar, MMC Standerton. Onder MMC Standerton sal jy die Facebookblad kan kry. Ja. Ek kan sien dat jy groot verwagting het. Dis sommer een van die dae, en ons hoop om agterna te hoor dat die Here, soos wat hy beloof het, kragtig en wonderlik gewerk het in mense se lewens. Baie lewens verander sal word. Dat die Here ook vir julle wysheid sal gee en sal voorsien in al die infrastruktuur en goeders, want daar's 'n klomp huiswerk wat gedoen moet word, voorbereiding. So Peer, baie dankie vir jou kuier, Peer Holtshausen, en mag die Here hierdie inisiatief ryklik seën. Ja, Janie, baie dankie. Ons waardeer die tyd saam met jou, en ook dat die boodskap na die manne toe kan gaan om daar te kom wees. Is jy toegerus vir die eise van die lewe? Voel jy soms oorweldig en onbekwaam? Kan jy situasies wat op jou weg kom met vertroue en sekerheid hanteer? Toekomsvenster wil jou metgesel op pad na 2020 en aan die ander kant daarvan wees.
'n hele spektrum van uitnemende stiltetydmateriaal is en word ontwikkel om belangrike temas op pad na geestelike volwassenheid aan te spreek. Jou identiteit in Christus, emosionele en geestelike heelheid, hoe 'n mens keuses maak en disippelskap. Ook God se liefde vir alle mense en die roeping van die gemeente om die boodskap van verlossing uit te dra. Daarmee saam die merkwaardige werk van die Heilige Gees en God se plan met jou lewe. Hierdie is maar 'n paar van die temas wat in 9 weke reise by wyse van kort en praktiese daaglikse stilhou plekke bespreek word. Uitstekende skrywers, uitstekende materiaal, oor 'n uitstekende God, verder gerugsteun deur effektiewe kleingroepmateriaal en preeksketse vir gemeentelike gebruik. Besoek Toekomsvenster vandag nog by www.toekomsvenster.co.za. Laai die app af van die App Store of Google Play of skakel 3 by 011 665 2017. Dominee Janie Pelser is beskikbaar om by julle gemeentefunksie of erediens op te tree. Onthou Toekomsvenster, jou reisgenoot op pad na die toekoms. Ek het nou so lekker gesels met Pierre Holzhausen en nou het ons nog 'n gas en dit is so lekker om te gesels met Okkie Els. Hallo Okkie. Hallo Jannie. Welkom by ons in die Toekomsvenster ateljee. Ons is bly dat jy saamgekom het. Jy is ook betrokke by die Mighty Men storie waarvan Pierre net so lekker gesels het, nie waar nie? Ja, ek is een van die manne soos wat Pierre sê, hy het 'n paar manne nodig om sy hande in die lug te hou, maar hy het 'n paar sterk hande aan hom, maar ons staan langs hom en ons stap die pad saam met hom. Wonderlik om net deel te kan wees van 'n Mighty Men. Ja, waar kry jy die tyd om nou benewens van die feit jy's 'n sakeman, so jy het 'n voltydse bedryf om nou nog aan hierdie goeders aandag te gee? Ag, ek dink 'n man moet maar net tyd maak. Ja. En as jy verstaan wat die belangrike dinge in die lewe is, dan is daar gewoonlik tyd daarvoor en ons vertrou ons Vader om vir ons die tyd te gee. Ja. En ons is bevoorreg om die tyd te hê en om deel te kan wees van so iets. Hoekom sou jy by so iets betrokke wou wees? Ag, Jannie, my roeping is in die eerste plek waar die Here my wil hê is om saam met manne te wees en families en ons voel dat jy weet, ons wil iets meer doen vir die Here as net om altyd gesit en bedien te word. En dit is ook net weer eens vir ons opportunity, soos die Engelsman sal sê, om iets te kan doen vir die Here. Ja. So dit is net wonderlik om betrokke te kan wees met so iets. Ja. Okay, nou dit is altyd baie interessant om te hoor hoe iemand se pad saam met die Here en die Here se pad saam met daai persoon begin het, nê. Nee, elke ou se storie is anders. Party het so ervaring gehad soos 'n Paulus op pad na Damaskus toe, vir ander was dit weer op 'n ander manier. Vertel 'n bietjie vir ons so ietsie van jou eie bewuswording van God, hoe hy vir jou realiteit geword het. Ja, Jannie, ek is so 'n bietjie vroeër het ek in jou gesels, ek was 'n baljier gewees en ek was in 'n bedryf wat nie altyd 'n lekker bedryf was nie en daai tyd in my lewe het ek gedink ek is 'n goeie ou want ek het maar probeer raad gee. En dit was nie ons jy weet die enigste besigheid nie. So jy kon altyd maar 'n bietjie help hier en daar waar jy kon. So sê net eers gou vir ons luisteraars, ons kykers ook, wat doen 'n baljier? 'n Baljier is die man wat vir jou hofdokumente kom beteken. Hy bring hulle noem hom die ou wat die slegte nuus bring. Hy bring slegte nuus. So daar's 'n verskyningsdatum en jy moet jou storie die baljier is die man wat vir jou gewoonlik jou hofgoed moet gee en slegte nuus soos baie keer egskeidings. Ons was van die Hooggeregshof, so is 'n bietjie anders as die Landdroshof. Ja, so dis nie lekker werk eintlik nie, nê. My laaste 2 jaar het ek myself bekeer en ek het gesê dit was net 'n goeie tyd want ek kon daai tyd vir mense regtig bietjie goeie nuus bring of ek nie net die goeie nuus maar ek kon vir hulle wel die hoop gee in plaas van net regsadvies maar die hoop in Jesus en hulle vertroue in God te sit. So jy het nog steeds hier so 'n dokument wat sê mense sal moet verskyn. Wat het jy nou daarmee saamgesê wat dit vir hulle makliker gemaak het? In plaas van om te sê gaan sien 'n prokureur of dan sê ek vir hulle maar regtig sit die ding gee dit vir die Here. Jy weet dis nooit te laat nie. Egskeidings veral, jy weet die mense hulle praat van Sekunda het op die tyd van die meeste egskeidings gehad in die land. Ek was betrokke daarmee. En om vir iemand te sê, maar gee dit vir die Here, dit is nooit te laat nie. En ons het wonderwerke, ons praat nou van die Mighty Men en die val, ons het laas jaar 'n getuienis van 'n vriend wat uit die laaste woord, dit was die einde van, hulle moes net die skikking gaan teken, en hy daar woord ontvang op die Mighty Men val, wat die Here vir hom gesê het, dis nog nie verby nie, en daai man se vrou het teruggekom na hom toe, en hulle is vandag by mekaar,
en hulle stap saam die pad. Hulle stap saam. Sy is so involved ook met die Here se goed. Dit is net ongelooflik. Nou vertel ons ietsie van, jy sê dat jy jou bekeer. Beteken jy die Here se roepstem gehoor? Was dit 'n kampgeleentheid? Was dit 'n erediens? Was dit iewers op pad en die Here het met jou gepraat? Hoe het jy dit beleef? Ek was 'n man wat ek is altyd gedink suksesvolle man en ek is goed en ek het mense gehelp, selfs in die baljuubedryf, maar ek het 'n kind gekry wat siek is en die Here het my oopgemaak as geval van my dogtertjie en sy het 'n siekte opgetel en ek is nooit in my lewe self siek gewees nie. Ek was 12 jaar aanwesig op skool van graad 1 tot 'n matriek en ek het myself gekry in hospitale en ek het na dokters geluister en hulle het vir my gesê daar's geen hoop meer nie en daar's geen hoop vir haar nie en ek het daardeur die Here ontmoet. Ek het agtergekom Okkie Els kan haar nie genees nie. En ek het daar gesit en beklei met dokters en met die susters en toe ek het oorgee aan die Here, toe is dit soos 'n 10 ton wat van my skouers afval. En ek het my vertrou in die Here gesit en my meisiekind is nou 9 jaar oud. Sy is nog nie heeltemal genees nie in die vlees nie. Maar sy is van iemand wat glad nie eens kon beweeg na iemand wat besig is om regop te sit wat weer begin eet. En sy is 'n persent vir my van die Here af. Sy is 'n spesiale persentjie wat sy vir my en my familie gegee het en ons oë het regtig oopgegaan net deur daai klein meisiekind. En te midde van, want dit bly steeds uitdagende omstandighede. Beleef jy die Here as 'n teenwoordige realiteit en jy's nie vir hom kwaad omdat jy hierdie pyn ook moet probeer verwerk nie. Die mense vra altyd, hoe kry hulle dit reg om so 'n kind te hê? En al wat ek vir hulle kan sê, ek wil nie my kind 'n dag siek sien nie. Ek wil nie sy met 'n dag verder ly nie, maar dis die beste tyd van my lewe gewees want ek het Jesus in my lewe ontmoet. Die Here is wonderlik. En as jy sien wat die Here doen vir ons en hoe hy met haar werk, is net sy's 'n spesiale persoon. Wat is haar naam? Haar naam is Casey. Casey, nee, nou, ons gaan ook vir Casey bid. Nou, jy het 'n T-hemp aan wat sê Warriors for Christ, maar dis nou nie mense wat worry nie, dis 'n ander soort worry hierdie nie, dis die soldate, nê. Dis die ouens wat nie meer worry nie. Hulle worry nie meer nie. Vertel vir ons asseblief van die beweging. Die Warriors is 'n paar manne daar van Sekunda af en wat by mekaar gekom het, sommer in selgroepe van verskillende kerke en ons het by mekaar gekom en ons het vir mekaar gesê ons wil iets meer doen vir die Here. Ons wil die manne wat nie meer kerke toe gaan nie. Ons wil die kerke kry om as 'n eenheid te begin saam staan. Verskillende kerke, verskillende bedienings en ons het begin besluit kom ons doen iets en ons het 'n mannekamp begin en dis nou al ons 3de jaar wat ons daarmee aangaan en ons het 'n conference wat ons die Hope Conference noem wat elke jaar November in Sekunda is. Baie op dieselfde prinsip is wat die Mighty Men is. En wat ons mense na mekaar te roep, manne wat voel dat hulle wil nie meer kerk toe kom om hulle weer te roep en van die lokale sprekers daar te sit, dat hulle kan sien maar hier's iemand wat hulle van hou, wat hulle dalk nou daai ou toe kan teruggaan en weet kan aansluit by van die kerke. 'n huis is, nie 'n geestelike huis is. En ons het net gevoel dat ons moet een liggaam vir die Here maak. Daar's te veel liewe Jesus as ons weet daar's net een liewe Jesus. Nou het julle ook 'n datum vir hierdie einde van die jaar? Ons is gewoonlik hier om by die 28ste November, dis 'n bietjie later in die jaar. So ons sal dit ook nog vasmaak en ons sal dit ook op die media versprei. So die ouens gaan nou eers na Mighty Men toe, daar dig by Standerton en dan daarna gaan hulle later dan trek hulle op daar in Sekunda se wêreld. Ja, ons het hande gevat. Ons het laas jaar, jy weet, het ek die Mighty Men val bygewoon. En ons het 'n klomp Warriors het besluit, maar kom ons gaan dit is in ons area, ons wil ook weer eens, ons wil hande vat met daai manne en die ou dink partykeer jy gaan soontoe omdat jy besig is met die Here se goed, maar die Here het my so op daai kamp het die Here my aangespreek en vir my dinge oopgemaak. Dit was 'n ongelooflike kamp vir my gewees. Ek was by 'n paar Mighty Men self gewees in my lewe. Maar dit was vir my 'n spesiale kamp en so het ek daai getuienis wat ek gegee het van 'n vriend wat sy huwelik gered het. Jy weet hier is sulke groot dinge, hierdie kamp is so belangrik, jy weet, dat vir ouens wat net weer eens net voel, ek soek die Here en ek wil weer bietjie nader kom en om saam met boetas te staan en mekaar daar vas te hou en bietjie te kan huil, saam te kan huil en getuienisse te kan lewer. Dis net wonderlik om te sien hoe die Here werk. Nou die Warriors, is dit ook 'n mannebeweging? Die Warriors is ook 'n mannebeweging, meestal is klomp manne, maar ons het tussenin het ons vroue op hulle knieë wat ons probeer oralste as die Warriors buite te staan met dinge wat in ons area gebeur. Dis kom ek sê ons is van verskillende bedienings. Ons het nog steeds ons kerke wat ons na toe gaan, maar ons kom saam om te kyk of ons kerke kan kry, bewegings, waar kan ons help? Soos nou met die Mighty Men wat ons kan bystaan en wat ons hande vat en om die dinge saam te kan doen. Ons kyk nou wat gebeur in ons land, hoe ons eenheid vra en
En ek voel van ons van die Warriors af is dit ook om eenheid in ons land te bring. Ons kyk vir hom Engels en ons sien sy roeping. Maar die Here het ons ook geroep om in ons areas, laat ons almal kan saam begin kan werk. Wit en swart, en dit is vir my so belangrik, ons roeping is ook om ons swart broers te kry, om saam met ons te staan in ons land, want dis wanneer die eenheid daar gaan wees. Inderdaad, ja. Nou, ons het nou gehoor Peer sê, hulle webadres is mp.mpumalanga, dan mmc.org. Het julle 'n kontak adres? Ons het nie 'n spesifieke website nie, maar hulle kan ook maar op Facebook gaan kyk, Warriors for Christ. Warriors for Christ. En ons sal ook dan verder op media sal ons ook adverteer as ons begin met ons die Hope Conference en daai tipe van dinge. Ja. Nou maar ook mag jou getuienis ook van krag tot krag gaan. Here vir julle ryklik seën, die beweging as sodanig en dan besonder ook vir jou saam met jou gesin, julle ou dogtertjie, mag die Here ook vir haar, hoe het jy gesê is haar naampie? Casey, nee, 'n mooi naam. Mag die Here ook vir haar van dag tot dag op 'n besondere wyse ontmoet. Baie sterkte en baie dankie vir jou getuienis. Baie dankie. Baie dankie Peer en baie dankie Okkie. Hy is lekker om mense te hoor wat 'n passie het. Daar op 'n stadium toe Peer vertel en hy sê en hy kry so 'n traan in sy oë as hy vertel van mense wie se lewens verander het. Is dit nie aangrypend nie, nê? En dis een van die dinge wat die Here doen deur sy Gees. Hy gee vir ons sagte harte, nê? Dis kosbaar om 'n sagte hart te hê. En ons het ook gehoor hoe dat Okkie vertel van sy eie pad, die pad wat hy gestap het, wat seker by sekere dae nog 'n moeilike pad moet wees, maar deur dit alles heen, sê hy het ek die Here leer ken as my persoonlike verlosser en saligmaker. Natuurlik albei hierdie bedieninge is in besonder ook op manne geskoei. Deur die manne word die getuienis uitgedra na hulle huishoudings, hulle vroue en hulle kinders en daar word gesinne dan uiteindelik vir die Here gewen. Die huweliksformulier sê dit so mooi, sê dat gesinne is die fondasie, dis die boustene van 'n samelewing. En as ons so kyk na die Suid-Afrikaanse samelewing, ons sien soms dat dinge maar die mekaar is, dan sou ons met reg kon vra, maar hoe lyk dit met die gesinne? Hoe lyk dit met die pa en die ma en die kinders en die manier wat hulle met mekaar moet saamlewe en die verhoudings wat daar ter sprake is en in watter mate daardie verhoudings regtig so is dat God verheerlik word en dat God se koninkryk kom. Nou is dit so dat daar talle en talle gesinne is wat stikkend is en gebroken is. Peer het juist daarvan vertel, hy sê elke man wat kom vanuit 'n stuk gebrokenheid, en juist daarom kan hy met soveel entoesiasme besig wees om ook vir ander manne te help om weer vastigheid in hulle lewens te bereik. Julle weet mos, ons is manne, ons is mos van 'n ander stoffasie, nê? God het natuurlik die vrouens ook lief, maar in hierdie geval gaan dit nou in besonder oor die geestelike behoeftes van manne. 'n Manne moet sterk wees. Ek bedoel, dis hoekom jy 'n man is, nê? Ek en my kleinseun speel daar in die gang en dan sê ons vir mekaar, as jy 'n man of 'n meis, nê? Manne moet sterk wees, manne moet in beheer wees, manne moet dinge kan doen, manne moet beredeneerd wees, manne moet sorg vir hulle gesinne. Kan jy net dink wat 'n ontsettende impak dit het op die lewe van 'n man, wanneer hy skielik homself, nou ja, ek wil nie die woord werkloos gebruik nie, want dit is nie 'n goeie en 'n positiewe woord nie, maar tussen werke bevind. Skielik op 'n dag word jy ingeroep en jy hoor, maar ek het nie meer werk nie. En nou gebeur wat in die lewens van so baie mense gebeur. Vir 'n maand, 2 maande, 3 maande is daar net geen uitkoms nie. Vrou moet werk, of sy kry ook nie werk nie. Jy kan net dink, en wie's die ou wat in hierdie proses eenvoudig net gaandeweg ondergaan, is niemand anders as die man nie, want dit is die DNA waarmee God ons geskep het. Ons beeld, ons selfbeeld, ons identiteit is verweef met die manier waarop ons 'n stuk beheer belewe. Nee, ons het beheer oor ons omstandighede, ons kan sorg en ons kan hitte gebied en ons kan dinge laat gebeur en so aan. En baie keer laat die Here dinge toe, nê? Soos wat Okkie ook getuig het. En gebeur dan in ons lewens en skielik kom ons agter, maar wie jy, ek is eintlik maar 'n klein nommertjie, nê? Bybel sê dan Jesaja, hy sê die volkere wêreld is soos 'n stoffie aan 'n emmer. Nee, hy sê ons maak eintlik op die skaal, maak ons geen impak nie. Ons is verskriklik klein. Ons is nie so sterk nie, manne. Ons is nie so sterk nie. Ons is nie in beheer nie. Ons het nie beheer oor alles nie. En hoe gouer ons besef ons het nodig om beheer oor te gee oor die een wat in staat is en bekwaam is om volle beheer van ons lewens oor te gee. En vanuit daardie sekuriteit, ek het iemand wat vir my sorg. En daarom kan ek sorg.
Ek het iemand wat my begelei, daarom kan ek lei. Ek het iemand wat my mentor is en daarom kan ek 'n voorbeeld wees vir my gesin. En daai iemand is natuurlik die Here self. Dan begin nou agterkom, maar wag 'n bietjie, dis die lewe. En sê vir jouself, wow, ek het dan vir jare en jare onder soveel druk geleef. Ek moes alles doen. Ek moes vir alles verantwoordelikheid aanvaar. Die dag toe ek vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek wil 'n volgeling wees van Jesus. Neem U oor. Daai teks sê, Matteus hoofstuk 19 dink ek is hier. Daar neem my juk op julle. My las is lig en my juk is sag. Ag, manne, 'n hartlike uitnodiging dat jy dalk selfs in hierdie oomblikke sal sê, Here, ek is klaar gedra. Dis net eenvoudig te swaar. Die psalmdigter sê, julle kan julle mandjies neersit. Here, ek gee oor, ek kapituleer, ek hands up, ek kan dit nie doen nie, maar God dank, ek wil U in my lewe toelaat, sodat U die lewe deur my kan kom leef. Red my gesin, red my huwelik, red my besigheid, red die verhoudings waarin ek myself bevind. Ag Here, red tog ook Suid-Afrika, deur my lewe, my getuienis, my optrede, my woorde, en my dade. Wow, God wag vir die verlore seuns om terug te kom. God wag vir die verlore seuns om terug te kom. Hy sê jou nooit verwyd nie. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Onthou 'n bietjie Toekomsvenster se app. Jy laai dit af by Google Play of by die App Store. En daar is preekmateriaal of dan preke, daar is opnames van TV-produksies wat ons gedoen het, daar is stilte tyd, dagstukkies waarna jy kan luister, mooi musiek, gebede, boekvoorlesings, man, 'n klomp wonderlike goeders, aktualiteitsbesprekings, daglikse blog-inskrywings, dit gaan vir jou in jou eie geestelike lewe ontsettend baie beteken. So maak 'n draai by Toekomsvenster by die App Store of Google Play. Weereens, baie dankie, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.